Listen, Mandy, what is the problem here? I mean, first you're the sex goddess. Well, great. I mean, it's awesome. And now all of a sudden you turn into this really needy girlfriend. And why don't you just tell me what's going on here? I'll give you the same deal I gave Rhea. She'll be getting a bigger cut. Sedert Niels van Jaarsveld se yskoue brandewyntjie is sy loopbaan vuurwarm en was hy in reekse soos Hardcopy en Yeezo te sien. Hy en Paul is by die geldtreinstasie in Sandton. Kyk, Niels was onlangs op Pasella wat hy ewe vertel het van die Kaap en hoe maai die leefstyl daar is. Maar deesdae is hy terug in Johannesburg vir sy rol in Binnelanders. Wel, is daar net tydelik. Ja, kyk, dis kom ek besluit het om hom saam te vat op die geldtreinrit, want ek weet nie of hy weer die kans gaan kry nie. Ja, wel, I mean, ek het nog nooit op een van die goed gery nie, soos ek maar doen. Ja, maar onthou Niels, niks is heeltemal Pasella nie. So daar gaan 'n paar vrae wees wat jy moet beantwoord. Uitstekend. Nou, soos ek het jy 'n groot deel van jou tienerjare ook hierso in Johannesburg deurgebring. Bly jou familie nog steeds hierso? Nie meer nie. Ek was in Auckland Park gewees en toe in Hoërskool Linden, maar my ma bly nou in die Weskus en my pa bly in Noord-Ierland en meeste van my familie is maar daar in die Kaap. Maar watter stad lê jou hart? Oef, my hart lê definitief by die Kaap en ek dink waar ek nou tans bly is naby die see en naby die golfbaan en so, maar ek het baie goeie vriende hier gemaak en ek dink hier's baie van die werk ook hierso. So die mense moet maar net twee juggle. Reeds vanaf die einde van sy 3de jaar in 2000 by Maties is hy op die verhoog. Befaamde regisseur Martinus Passon het hom raak gesien en hom in van sy produksies begin gebruik. Het jy ooit gedink dat 'n brandewyn-advertensie jou loopbaan so opstoot sou gee? Ja, nee, ek het glad nie, ek dink nie enigiemand het daai insien kom nie, maar sure, dit het my baie deure oopgemaak en ons gaan nou binnekort weer een skiet, maar hopelik kan mense sien dat ek ander goed ook kan doen. So ek is nie net die brandy man nie. Wel, gepraat van ander dinge, Binnelanders, daar speel natuurlik die rol van 'n dokter. Nou jou pa is radioloog, jou broer is ook 'n dokter. Dink jy dat dit bietjie bygedra het tot julle verhouding? My pa is nou oorsee, so ek sien hom nou nie so baie nie, maar ek het baie met hom gepraat. Jy weet oor die mediese terme en die regte, jy weet, manier om dit uit te spreek en sulke dinge, maar I mean, daarom kan my pa nou sê altyd sy seuns is dokters. Jy weet, my broer is nou nie die regte een en ek is nou nie. Fase 1 van die geldtrein is verlede jaar voltooi. Vanjaar volg fase 2 tot by Parkstasie in Johannesburg, Midrand en Hatfield, Pretoria. Buiten al jou ander belangstellings, weet ek jy is ook deesdae baie betrokke in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Ja, ek het so 'n paar jaar gelede nogal nou betrokke geraak met die alternatiewe Suid-Afrikaanse scene. Daar's goed soos die Avontuur, band so Zinkplaat, jy weet wat ek nou ook saam mee gewerk het en sulke dinge. En dit is vir my baie goed om te sien hoe hulle dit self kan reinvent en vernuwe en ek would love haar hele alternative scene. Ja, maar jy nie jou eie album wat nou uitkom nie. Man, ek werk nou 'n bietjie tans aan 'n nuwe rap album. Ek noem myself die Enormous Dwarf. Ek werk saam met die ouens van New Holland en hulle maak van die beats en ek doen maar 'n bietjie van die lirieke en so. Dis 'n verskriklike lekker affære en ek vind dit baie stimulerend hopelik uit die mense daarvan. Maar waar kom die rap vandaan? Ek was actually in 'n ander band geweest, maar ek kon nie so goed sing nie. Toe besluit ek gaan nou maar kyk of ek die rap ding kan doen en ek's nogal van kleins af het ek baie gehou van daai spesifieke genre. Maar is dat my moet 'n voorsmaakie gee? I stabbed a man 15 times with my cunning wit. And sulke goeders. So think before you drink, before you drive me crazy. Just had a good meeting with Martin Scorsese. Played football with Messi and picked up his early. Sulke goeders. Wel, ek kan ook so 'n bietjie rap. Die treinstasie is om die draai. So ons beter laat baai. Gryp jou pap, jou bors en jou slaai want ons moet gaan braai. Wow, dit gaat nie so sleg nie. Maar ja, don't quit your day job. Maar as ek gepraat van braai, ek dink is nog wel 'n goeie idee. Ons 'n paar choppies gaan swaai. In Johannesburg bly hy en 'n pel in Kruigel, sentraal geleë vir al die plekke waar hy gewoonlik werk. Sy houtstrandhuis in die Kaap is in Sunset Beach by Milnerton. Reeds op universiteit word hy as beste student aangewys en in 2006 wen hy saam met Quentin Krog 'n Kanna as beste akteurs vir hul spel in Boks, waarvan Martinus Passon regisseur was. En ja, al is teater sy eerste keuse, geniet hy die progressiewe denke van die televisiemense. Tussenin lees hy graag en sê hy sy gunsteling boeke vat hy oral saam. So wat is die elemente wat jy in 'n goeie boek soek? Man, vir my is baie groot deel van boeklees en ek dink goeie boeke is die ontvlugting gedeelte eintlik maar wat mens kry. Ek dink vir my as akteur ook is dit altyd goed as mens bietjie kan escape. As jy eendag self 'n boek moet skryf, waar sal dit gaan? Man, ek sal baie graag een van tyd 'n autobiografie wil doen. Ek wil dit noem Met ys, maar dis verwysing na yskriege want ek het so 'n hele klompie jaar gelede toe ek nou begin het op die scene eintlik maar het ek die Goue Seun gedoen wat in yskriege gespeel. So ek dink dit sal nog 'n goeie titel wees, maar andersins sal ek 'n lekker tipe van 'n thriller ook wil miskien skryf, maar dis ek op die oomblik eintlik maar net op die short stories. Die een ding wat my nogal verbaas het is dat hier 'n golfboek is. Ek bedoel, is jy nie eintlik 'n surfer nie?
Ja, ek is verskriklik fanaties oor die golf. Ek speel nou nog nie so goed nie, maar as ek 'n kans kry dan draf ek al uit. So dis nogal lekker vir my om die twee te kombineer. Ek het my perfekte dag is natuurlik om te surf in die oggend en dan golf te speel in die middag. Ek dink wat veral vir my nice is van surfing is daar's geen brander wat dieselfde is nie. En die krag van die branders en so, ek vind dit nogal baie inspirerend. Maar ek sien nou, hier is eintlik 'n boek oor golf aanhalings en ek weet jy hou nogals van sulke aanhalingsboeke. Het jy 'n gunsteling aanhaling? My gunsteling quote, en ek kan nie dink wie dit gesê het nie, maar dit is I'd give my right arm to be ambidextrous. Ek het regtig gedink jy gaan iets met diepte en substansie uitkom, maar dit is ook maar 'n dubbelsinnige betekenis. Ek dink daar's altyd iets onderliggend, so dit hang maar net eintlik af hoe jy dit sien. Maar ja, ek sal hom vir jou kan verduidelik bietjie later. O, my vriendin. Een van die goed waaroor hy die dankbaarste is dat hy baie en goeie vriende het. Hy word beskryf as ambisieus eerder as arrogant, joviaal, charmant en ondeugend. Hy hou daarvan om bekend te wees, maar sê 'n mens moet dit nie as vanselfsprekend aanvaar of gebruik om te manipuleer nie. Niels probeer ook waar hy kan sy televisie-aanhang gebruik om mense na die teater toe te lok. Nou, Lika, Albert sien dat julle die mede-binnelanders is. Hoe is dit om saam met hom op stel te werk? Niels is baie gefokus op stel. Ek dink my neem sy werk baie ernstig op, nee. Ja, as jy Niels sien in die green room of waar ook al, hy is altyd besig om woorde deur te gaan weer of woorde te ran met mede-akteurs en net die hele tyd te werk en heeltyd dedicated. Hy is baie gefokus. Hy is baie ernstig die dag by die werk, maar na die tyd in die bar gaan Niels nog al 'n paar doppe wegslat. Okay, dankie. Ek klaar, jy het 'n hele paar jaar gelede saam met Niels gewerk op Known Gods. So wat sou jy sê is sy sterkpunte as akteur? It's a pleasure om saam met hom te werk. Hy het 'n ongelooflike sin vir humor en hy's 'n intelligente akteur. Hy maak 'n mens gemaklik as jy saam met hom werk en dis vir my belangrik. Johan, jy ken seker van Niels die langste, want julle was saam op Wolgenhof. Het julle toe al geweet dat hy so bekend gaan word? Niels het nog altyd baie passievol geweest vir sy beroep en hy het baie deursettingsvermoë gewys in Stellenbosch en hoe hy geswat het en regtig sy eie reg wou kom as 'n akteur op die toneel en dan natuurlik ook in die goed wat hy verder gedoen het. So daar's regtig baie stories van Wolgenhof vir die dae van Stellenbosch, maar ongelukkig sal ons hulle nie kan vertel hier vir die kamera nie. Wat jy hom oor moet vra is oor Jurgen Glansman. Jurgen Glansman. Jurgen Glansman is my altyd ego. Hy kom uit as ek byvoorbeeld te veel brandewyn gedrink het. Hy is ook my skrywersnaam wat 'n skuilnaam was, maar obviously nou nie meer nie, want nou weet mense dit is dit. Maar ja, hy kom uit. Hy's 'n pretty nice guy. A lot of fun. Kom nogal baie uit. Okay, maar kom ons pak nog eers 'n bietjie vir Jurgen weg. Vir Niels, wat lê nog voor? Man, ek het nou 'n lekker storielyn met binnelanders, wat ek dink binnekort gaan begin wys en dan het ek 'n lekker play wat opkom by die Fugard Theater. Ek speel 'n jong Ethel Fugard en dan het ek nog 'n play wat KAK toe gaan met die naam van Lot, wat ek 'n dooie rockstar speel. So dit lyk redelik rooskleurig. So my lewensfilosofie is wie nie beplan nie misluk en ek streef daarna en dit werk redelik goed. Maar in daai geval op groot planne. Net sy sterreteken die tweeling sê Niels is hy aan die beweeg en honger vir kennis en nuwe ervarings. Dus is die rappery nie vreemd nie en kan ons nog opwinding verwag.